Goeienaand julle. Lekker om julle te sien. Ek het gedog julle gaan ons gaan net halfvol wees vanaand want as ons Suid-Afrikaners, ons sulke lekker weer. Ons dink dit as dit reën dan gaan ons smelt, dan bly ons weg. Maar ek is baie trots op julle dat julle so geweldige passie het vir die woord dat julle reën getrotseer het. Ten spyte van alles het julle wie was gisteraan by die debat gewees? Kan ek gou sien? Ja, baie van julle. Ja, so julle versoek enige verskoning om uit te kom en kerk goed by te woon en ek sê vir Willem nou daar agter, hy sê vir my ek kan nie onthou wie gesê nie. Ek sien hom nou so baie. Ek gaan met 'n Sabbat verlof vat net om weg te kom van hom af. Maar in elk geval ja, lekker om hier te wees weer en kom ons bid saam. Ja, Here, baie dankie. Dankie vir sommer net dankie vir die genius idee wat u noem gemeente wees, kerk wees, familie wees. Dankie Here dat u die inisiatief geneem het om 'n familie te vestig, dat u die oorvloedige goedheid en liefde binne die drie eenheid wou laat oorspoel na 'n skepping en 'n mensdom wat u liefde so drasties en dringend nodig het. Baie baie dankie daarvoor en dankie Here dat u ons in 'n nuwe familie geplaas het, dat ons selfs ons het mekaar glad nie ken nie, dat ons as ons in u is, as ons in Christus glo en u volg, ons weet ons is actually familie. En dis hoe u ons sien. Help ons om mekaar ook so te sien en dankie Here vir hierdie brief van Paulus wat ons help om eensgesind te dink en na die wêreld te kyk en om in vreugde te leef. En ja, bekragtig ons net vanaand weer, stap die pad saam met ons, wys vir ons wat om te maak en bring vir ons insigte. En ek vra dat u ons net die res van hierdie aand sal lei. Ek bid sommer vir 'n rustigheid en 'n vrede in elkeen van ons gemoedere, in ons harte. Ek wil sommer net dankie sê vir gisteraand dat 4 mense so rustig en volwasse kon praat oor 'n baie emosionele ding soos grondhervorming. En ek bid Here dat ons vanuit ons geloof na alles rondom ons sal kyk en met u vrede en u kalmte die lewe sal leef elke dag. Môreoggend sal opstaan op daai manier. Hierdie wete, u het ons gedra deur die nag en u is met ons en niks wat ons doen kan maak dat u ons verlaat nie. Ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie vir genade en lei ons verder in Jesus naam en almal antwoord. Amen. So ons is by hoofstuk 3 van Filippense. Ek gaan so 'n paar minute in die aand en sal ek net weer die bord omstuur dat ons dat julle dat daar nie bevragies is om te vra die idee van die vrae is nie die bord is nie om 'n ding soos 'n bord 'n job te gee nie. Dis om seker te maak ons kom by dit uit wat by julle behoeftes is. Dis by die wie van julle woon partykeer 'n bietjie die aanddiens by met die Q&A. Dan gaan 'n bietjie sien. Ek dink dis nogal key toe ons met dialoog was, het ons altyd met ons elke aand Q&A gehad en dis by die Q&A wat jy sien hoe die mense jou baie keer misverstaan het, hoe stupid jy gepreek het of hoe onduidelik jy was in wat jy gesê het of waar mense se behoeftes is. So dit is 'n ontsaglike belangrike deel vir my om te hoor waar julle is en wat in julle gedagtes omgaan. So die vraag is regtig belangrik en dit is dis 'n poging om dit my en julle behoeftes bymekaar uit te bring. So ons is by hoofstuk 3 en ons weet nou al ten die tyd alles van die stad of ten minste dat hierdie stad al baie lang geskiedenis het en dat Paulus se verhouding met die mense in hierdie stad in Filippi, dit kom van Handelinge 6 af. Wat waarskynlik hier afspeel, wat het ons gesê, omtrent, die brief is geskryf omtrent in 60, dis heeltemal reg, ja, jy is heeltemal reg. Paulus se verhouding met die mense, daar in Filippi, Handelinge 16, dit speel ook so 'n bietjie later af, dit mag hier by 50 of 51 na Christus wees, en so hy het teen die tyd wat hy hierdie brief skryf, is daar al 10 jaar pad wat hy met hulle stap, en hierdie is regtig 'n vriendskapsbrief. Dis 'n brief wat hy skryf uit sy concern vir die mense, maar 'n geweldige gehegtheid wat hy beleef aan hierdie gemeente. Hy voel baie na aan hulle. En ons het ook vir mekaar gesê die twee gemeentes met wie die minste probleme gehad het is inderdaad hierdie twee Macedoniese gemeentes. Onthou, Macedonië is die noordelike provinsie van Griekeland.
Agaia is die suidelike gedeelte waar Athene en Korinthe onder andere, Kenkree, daai plekkies voorkom. En so hulle het so ingekoop in Paulus se bediening dat hulle hom finansiëel ondersteun het. In 2 Korintiërs 8 het ons gelees daai eerste keer hoe hulle sy werk ondersteun het en hoe hulle die gemeente in Jerusalem ondersteun het. En ons sien in 3 vers 1 sien ons weer die woord blydskap, weer 'n opdrag, wees bly. En jy sien daar ook in die Here, wees bly in die Here. 3 vers 1 verder, my broers. Daar's eintlik 'n woord, daai verder is 'n woord toloipon, dit beteken baie keer en laastens, maar dit kan ook so baie mense het dis van hierdie woorde wat mense laat dink het eintlik het hy hier begin afsluit en jy weet en by daar's meer as een brief ingebed in hierdie een brief. Maar die woord kan ook net beteken verder, soos wat inderdaad hier vertaal is. Dit het nie beteken dit moes 'n nuwe ingesneekte brief gewees het nie. So hy gaan verder met hulle, dan sê hy vir hulle, verder my broers, wees bly in die Here. Daai blydskap, as hy die bevel gee oor blydskap, dan sit altyd in die Here. Okay, dit is nooit sommer net hy praat baie oor blydskap tot hier. As ek reg is dit een van die hoof imperatiewe bevele wat hy hier gee. Hy gee dit weer in hoofstuk 4. Wees bly in die Here, dis die in Christus idee, want onthou ons is in die Here. Hy praat nie hier van 'n bloot menslike positiewe gevoel van lekker kry nie. Dis nie 'n skakelaar wat sê, hoorie, as jy nou 'n bietjie down voel nie bly nie. Voel beter, voel lekker. Want dis nie sy punt nie. Jy kan nie net gevoelens aan en afskakel nie. As hy sê wees bly in die Here, dan sê hy let op wat jy het in die Here, let op al die genade, die oorvloed van die liefde, die gemeenskap wat ons met mekaar het, dat ons selfs in swaar kry, dat ons nooit God verlate hoef te wees nie, dat ons altyd by hom moet wees. Met ander woorde, hierdie blydskap, wees bly, as hy die imperatief gee, dan gee hy nie die bevel, omdat hy sê, jy kan dit aan en afskakel, hy sê, tap in hierdie tradisie in. En as ek sê tradisie, bedoel ek verhouding. Tap in hierdie verhouding in. Onthou wat tot julle beskikking is. Al hierdie verhoudingsliefde, al die guns van God, dis alles julle sin, dis tot julle beskikking. Train julleself. Die woord denke kom die hele tyd hier voor ook in hierdie teks. Kom baie keer voor. Train jou denke om bly te wees in moeilike omstandighede. En dit kom uit die tradisie van die Ou Testament uit. Ons het al nou en dan 'n bietjie daarna terugverwys. Dis een van die redes waarom die Here 5 offers en 7 feeste in die geskiedenis van Israel geïnstitusionaliseer het. So hulle moes 7 keer 'n jaar was hulle verplig om fees te vier, behalwe die Sabbat ook nog, né? Soos die Here toe die Here in Genesis 1 die wêreld geskep het en hy het elke dag opgestaan en die Here het gesê dit is goed, né? Dis 'n manier waarop jy net erkenning gee aan dit wat goed is. Selfs God het dit gedoen en het gesê dit was goed. Hy het nie gesê is perfek nie, maar hy het gesê as dit gemaak is goed. En die Jode het nogal daarvan 'n ding gemaak. Hulle het gesê, "Wow, so daar's goedheid in hierdie wêreld te vind." And by the way, die idee is nie dat in Genesis 1 tot 3 100% perfek was nie. Ek bedoel, after all, die slang was daar. Jy weet, so wat hy vandaan gekom is alles perfek was. Maar daar was definitief daai shalom, en sedert Genesis 3 het alles geeskaleer in 'n baie negatiewe, of jy weet, gedowngrade in 'n baie negatiewe rigting in. Maar so dan die Here reg deur Israel se geskiedenis hierdie 7 feeste gehad wat hulle moes hou reg deur die jaar om hulle te herinner aan wat die Here gedoen het, om hulle te herinner aan die goeie wat tot hulle beskikking is. So as in die Nuwe Testament kom, dan word die feeste en die offers en die 3 groot T's van die Ou Testament, die Torah, die tempel en die territory, die land, word vervang. Daai idees gaan nie sommer net oor na die Nuwe Testament en Jesus is in die Nuwe Testament glad nie meer in land geïnteresseerd nie. Hy sê hy gee homself voor as die wet. En hy vervang die tempel en natuurlik die offerkultusse. So nou word dit 'n verhouding. Ons het al so baie daaroor gepraat. Nou word dit 'n verhouding, maar die oefen van jou verstand en jou hart en jou mind om saam met die Heilige Gees 'n pad te stap en jouself te oefen om
met blydskap te lewe. Hoe oefen jy jouself? Wel, Jakobus gee vir ons 'n idee. Ek gaan sommer net vir julle lees. Ek is seker julle ken Jakobus 1, hierdie gedeelte ken julle baie goed. Daar sê die Here hoe die training werk. Hy sê vir hulle, julle moet 1 vers 2, dis Jakobus, julle moet bly wees wanneer anderlei beproewing oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel julle dit staat om te volhard, en die volharding moet end uitgevoer word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. So, Jakobus sê so, as jy wil tot enige as jy sonder enige geestelike tekortkoming wil kom, as jy wil perfek word in die geloof, dis die woord wat gebruik word, teleos, of eintlik voltooi word. As jy wil voltooi word in die geloof, dan moet jy bly wees oor beproewing, want dit toets jou, dit oefen jou, dit train jou. En natuurlik weet ons, Paulus sê eintlik baie dieselfde in Romeine 5. Dan sê hy die volgende. Hy sê vers 2, Romeine 5:2, deur hom het ons in die geloof vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons, hoor die blydskap, en ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê in hierdie heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. So hy sê, kom ek maak klaar, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die bestemde tyd vir ons gesterwe, en vir die goddeloses gesterwe. So, as hy sê, wees bly in die Here, Filippense 1, dan bedoel hy nie, jy weet, gaan sit 'n bietjie in meditate totdat jy lewe tyd, jy weet, en totdat jy goed voel nie. Hy sê tap in, herinner jouself, train jou verstand. Herinner jouself aan hierdie goedheid waartot jy toegang het en oefen jouself. En daar's net een manier hoe jy die vrug van die Gees kan oefen, kan kry, en dis om te oefen. As jy vra vir geduld, dan moet jy bid vir baie taksies oor jou pad die dag. Jy moet bid vir baie potholes. Jy moet bid vir moeilike kollegas. Nee, Here, vat hulle weg nie. Ek tog jy bid vir geduld. Jy kan nie bid, Here, geef my geduld en vat my kollegas weg nie. Dit is 'n contradicting gebed. Dit is as jy bid, Here, teleo, voltooi my, bring my tot die punt van voltooiing in my geestelike lewe, maak my volmaak, maak my soos Christus. Dis 'n gevaarlike gebed om te bid, want wat jy voor bid, is jy bid vir moeilikheid. Wie gaan nog bid vir hulle geestelike groei? Wil ek graag sien. Nee, I don't know. Bid vir grondhervorming. Moeilik een daai. Maar hoe dit ook al sê, dit is hoe jy jouself train. En dit beteken, dit is ek en jy, mense soos ek en jy, wat in goeie omstandighede leef, wat meestal nie die moeilike omstandighede gehad het van hierdie mense nie. Ons moet onsself vrywilliglik ingooi in moeilike omstandighede. Ons moet doelbewus onsself train. Toe ons Antibroos gedoen het, die van julle wat toe hier was, het onthou dat daar's wonderlike dinge wat saamkom, en die rykdom wat ons het in hierdie omgewing en in die weste wat ons geniet. Dis nie al sleg nie. Dis dinge wat dit kan ook goed wees. Maar daar's baie negatiewe goed waarmee saamkom. En dit is ons raak so gemaklik, ons weet nie meer hoe om te lei nie. Ons nie meer 'n leidingsteologie nie, en jy kan nie vreugde hê sonder 'n teologie van leiding nie. Want dan as jy nie 'n manier het hoe God homself in jou kan openbaar, as jy nie 'n manier het om God se vreugde te beleef in swaar kry nie, dan gaan jy nie vreugde kan beleef nie. Elke klein dingetjie gaan jy omgooi. Die hond lê in die deur. Kyk hoe lyk dit. Ag nee man, jy weet, julle dag is omgekrap. Nog nie eens begin, nog nie eens by die deur uit nie. So ons as Paulus vir ons sê, wees bly in die Here, dan is daar 'n hengste Bybelse tradisie wat saam met hierdie ding kom en sê, oefen jou vreugde. Oefen jouself. Dis 'n bevel. Oefen jou eie vryheid. So een van die dinge hoe jy dit oefen is celebration. Viering. So, wanneer jy in moeilike tye is, vier die goeie. Ek het julle vertel laas, weet ek julle vertel van, dit bly net vir my, ek noem haar nou vreeslik baie, maar sy smokkel net met my kop op die oomblik, is dan die Corrie ten Boom. Dit is in ons gesin se geestelike geskiedenis het Corrie eintlik 'n verskriklike belangrike rol gespeel, want ons kinders grootgemaak op C.S. Lewis en Corrie ten Boom. En natuurlik Tolkien, obviously.
En ek en Marie was daar saam in Haarlem by die huis wat hulle huis was en toe ek en Jessica 1 jaar saam Nederland toe is, was ek in sy daar gewees en nou vertel ek vir jou die hele storie. En hulle sit in die konsentrasiekamp in Vlooie was 'n groot probleem gewees. Ek het vir hulle vertel. En hoe sy net sê, jy weet, terwyl sy krap, kom ons sê vir die Here dankie vir die vlooie. Dit klink stupid, maar dit klink stupid omdat ek en jy nie in daai situasie is nie. Want as jy kan leer om God se goedheid te sien in jou situasie, dan daar geestelike dan weet jy het jy 'n ver pad gevorder. Dis waarom Paulus in Handelinge 16 in die tronk kon sit en kan sing, want hy het 'n brein deur die krag van die Heilige Gees, hy het 'n brein en 'n hart gehad wat homself geoefen het om vreugde te hê te midde van swaar kry, te midde van sy lyf wat uitmekaar uitgeslaan is, kon hy vreugde hê. En as Paulus dit sê, wees bly in die Here, dan is dit wat hy sê. Wees bly. Soos as jy die moeilike tye gaan, dan kom jy gemeenskap toe, jy kom kerk toe, want hier ondersteun ons mekaar, hier bid ons vir mekaar, en hier ondersteun ons mekaar en help mekaar om deur donker tye te druk. So, en dan sê hy, om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en dit gee vir julle sekerheid. Ek sê, ek herhaal hierdie ding van blydskap die hele tyd. Dis nie my moeite nie, want ek weet dit bemoedig julle. En it's amazing, né? Ek het laasweek vir julle die brief gelees van, is dit Polycarpus se brief aan die Filippense, né? Hoe hulle nog steeds na 60 jaar steeds vreugde gehad het. En hoe hulle nog steeds die pad saam met die Here gestap het. So dan begin hy hulle waarsku. So hy sê, dis die eerste keer dat hy regtig kwaai waarsku, in hoofstuk 1, dan praat hy ook van mense wat die lewe vir hom probeer moeilik maak, maar daar praat hy nie van dwaalleraars nie. Hier praat hy nou regtig baie pertinent oor mense wat dwaling bring. En onthou altyd, daar's 'n groot verskil. Dwaalleraars het in Paulus se lewe in die antieke kerk en in die kerk vandag nog speel dit 'n baie unieke rol. Dis nie dieselfde as ongelowige mense nie. Want alhoewel Paulus sê hierdie mense voldoen nie aan die eise van die evangelie nie. So hulle is ongelowig in 'n sin, maar dis mense wat godsdienstig is. Dis mense wat die naam van Christus aanroep, maar hulle glo nie die evangelie reg nie, of hulle het geen vrug wat pas by hulle bekering nie. Dis wat Paulus baie keer sê. So hulle is so half tussen, hulle is deel van die kerk, maar Paulus sê hulle is nie geestelik deel van die kerk nie. En dis wat hulle so gevaarlik maak. So dwaalleraars klink, as jy die Bybel nie goed genoeg ken nie, en as jy nie genoeg aan roots bygewoon het nie, dan klink 'n dwaalleraar vir jou, dan klink hy vir jou reg. Want hy gebruik jou terme, hy gebruik die evangelie, hy gebruik die Bybel, maar hy's nie reg nie. En dis waarvan Paulus praat. So hy pas op vir daardie dwaalleraars. En hy noem hulle daar honde. Dis die woord wat gebruik word daarso. Hy sê hierdie ouens is 'n aasdier. Hulle kom aas eintlik net hier by die kerk. Hulle wil goedes van julle hê en hulle wil julle as trofees wen eintlik. Hulle is soos aasdiere. So hy sê daar, pas op vir die honde, die dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaadstig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. En hy gebruik nie daardie gewone woord besnydenis nie, hy gebruik die woord verminking. So hy maak 'n bietjie van 'n karikatuur van die ouens hier. So hy sê, jy weet, hierdie ouens, jy weet, hulle vermink julle eintlik wanneer is nie nodig nie. Jy sny niks van jou af as dit nie nodig is nie. En so hulle doen dit heeltemal onnodiglik. Dis eintlik 'n verminking en wat vir hom belangrik is hier, onthou, want ons het mos nou die vorige kwartaal, laas jaar het ons Galasiërs gedoen. Wie was by Galasiërs gewees? Kan ek gesien? Okay, so julle onthou dit nog. Hy gebruik vreeslik drastiese taal en ons onthou nou die Galasië brief is 'n vreeslike emosionele brief. Hy sê vir hulle, as julle laat besny, dis nou hoofstuk Galasiërs 5:2, as julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Nou hulle het Christus klaar aanvaar, hulle het die genade ontvang, ons onthou dit nou alles, né? Maar dan sê hy, as julle laat besny, met ander woorde vir die verkeerde redes, as jy dit doen omdat jy glo dat God gaan iets geesteliks met jou doen, wanneer jy dit doen, met ander woorde, die genade van die kruis was nie genoeg vir jou redding en jou geestelike groei nie, dis net vir jou redding en nou wil jy op jou eie klaarmaak, dan verlaat jy die Here. Dis eintlik wat hy sê. Hy sal vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny. Hy's verplig om die hele wet van Moses te onderhou. So as jy vir daardie rede die regte ding wil doen, as jy wil hê die wet met jou complete, die wet met jou
voltooi, dan moet jy hom perfek hou. En dan sê hy in jou maai in. En dan sê hy vers 4, julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek. Julle het uit julle die genade van God verbeer. Hy gebruik daar 'n woord ekpipto, dit beteken uitval. Jy het uit die genade uitgeval. Dit is daar's so 'n movie lank terug, ek weet nie of jy onthou Fallen from Grace. Ek weet nie of julle dit onthou nie. Dit is 'n sekulêre fliek, maar anyway, as jy nie gesien het nie, moenie worry nie. Useless inligting. So, ek dink Denzel Washington het aangespeel. Dis ook useless, maar sorry. So Filippense 3. So hy praat van, daarom sê hy die besnydenis is betekenisloos, want die doel van die wet is so oorweldigend vervul in Christus, ons kan nie daarna terugkeer nie. Om daarna terug te keer, en dis in Galasiërs sê, dan weet ons nou al, hy sê, dis nie dat daar meer 'n wet is nie, hy sê, maar Christus is nou die wet. Die wet het nie verval nie, maar die wet het sy volle betekenis gekry, en daarom lyk die wet nou anders. Die ware intensie van die wet het nou 'n realiteit geword, naamlik om ons heilige mense te kry. Maar die wet kan ons nie heilig maak nie, net 'n verhouding kan jou hart van binnekant af na buitentoe vernuwe, heilig maak, en net dit kan jou opvoed om die mens te word wat jy veronderstel is om te wees. So dis waarom hy praat van die betekenislose besnydenis. So hulle wil weer, hy sê, wees net, nou die Filippense staan nie so in gevaar nie. Jy kan sien, hy's nie oor hulle so bekommerd soos oor die Galasiërs nie, want hulle staan die ouens goed te, jy weet, hy waarsku hulle eintlik maar net voorkomend klink dit vir ons, want dit klink vir ons as dieselfde tipe dwaaleraars, die Judaiseerders, noem ons hulle, wat hulle noem self Christene, maar jy moet die wet ook onderhou. Jy moet Christus glo, maar jy moet die wet ook onderhou. En dis waarom ons het laas jaar ook het vir mekaar gesê, en daarom moet ons so versigtig wees hoe ons die Ou Testament lees. Ou Testament is net soveel woord van God soos die Nuwe Testament. Maar wanneer die skadu van die kruis op die Ou Testament val, lyk dit so 'n bietjie anders, want hy het dinge verander van die Ou na die Nuwe Testament. En so ons moet altyd die Ou Testament, as ons dit lees in ons eie tyd saam met die Here, moet ons dit altyd lees met die Nuwe Testament in gedagte. Daar is natuurlik dinge wat jy op jou eie kan lees, so Spreuke, Prediker en so meer. Jy gaan dit nooit Nuwe Testament loos lees nie. Jy weet asof hy in die Nuwe Testament is nie, maar 'n mens moet maar net daarop agslaan. Goed, so in vers 3 dan sê hy, ons het die ware besnydenis. Hy sê, as jy self wil ek besny, ek het vir jou goeie nuus. Die besnydenis is nou op julle hart. Onthou julle daai wat Jesegiel vir ons gesê het? Dan die Ou Testament ouens, onthou julle dit? Jesegiel 36, ek sal julle hart van klip uitdruk en jou hart van vlees gee. Daai is eintlik, daar het God eintlik gesê, dit gaan 'n geestelike besnydenis wees. Hy gaan 'n orgaanoorplanting oor ons doen. En daai orgaanoorplanting het nou niks mee te maak met dit waar dit in die besnydenis doen nie. Dis 'n hartsoorplanting wat die belangrike ding wat daar moes gebeur. In Kolossense 2 dan sê dit ook, julle het die besnydenis van die hart ontvang. So die Gees van God het nou sy wet op ons hart kom skryf, deur die kruis van Christus. Die kruis van die Here het ons nou so oorweldig. Ek herhaal nou 'n bietjie verlede jaar, maar net sodat ons net weer in dit inkom. Die kruis van Christus het ons so oorweldig, ons oorgewen in liefde na God toe, dat nou veg ons teen die sonde vanuit 'n hartsoortuiging, vanuit 'n vernuwende hart, wat oorweldig is, wat verlief is op die Here. En jy weet, as jy probeer vreugde hê terwyl jy verlief is dit baie makliker as om vreugde te hê wanneer jy nie verlief is nie. En nou het die Here ons hart vernuwe deur liefde, en daarom sê hy, ons het die ware besnydenis, vers 3, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat op Christus Jesus roem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Daai is eintlik 'n definisie, dis Paulus gee verskeie definisies vir sekere goed op verskillende tye in die brief. Hier gee hy eintlik die definisie van wat 'n Christen is. Wat se ding is 'n Christen? As jy ons het die ware besnydenis, ons wat God deur die Gees dien, dis die woord proskuneo, dit is aanbid, dit kan aanbid ook beteken, aanbid en dien kan baie keer dieselfde betekenis hê. In Engels maak dit baie sin.
who do you worship? I worship God, I serve God. Jy kan dit baie naam maak. Dit beteken dat jou lewe het jy op God gefokus. So, ons aanbid God, ons dien God deur die Gees, dis die een ding. Ons roem net op Christus en ons vertrou geensins op uiterlike dinge nie. Dis die definisie van 'n goeie gawe Christen. Ons aanbid die Here deur die Gees. Hy is ons lewe. Ons roem net op Christus. En ons vertrou nie op uiterlike dinge nie. Met ander woorde, as ons dink aan hoe ons regkom met God, dan beteken dit ons plaas ons geestelike confidence, dit wat my voel, wat my selfvertroue gee as Christen, dit vind ons nie in uiterlike dinge nie. En dan begin hy deur homself as voorbeeld te vertrou. So hy onthou nou wat sê hy vir die ouens. Hy vertel vir hulle hoekom die besnydenis nie kan werk nie. Hy sê vir hulle, onthou die besnydenis is 'n uiterlike ding. Dit verteenwoordig die wet. Die wet was 'n uiterlike ding wat van buite af op jou afgeforceer is. En dit sou jou handelinge dalk so 'n bietjie, as jy in 'n gemeenskap leef vir wie die wet belangrik is, dan sal jy soort van sosiaal gedwing word om regtig goed te doen, want almal hier volg die wet, maar weer eens, dit doen niks hier binne nie, dit verander nie jou hart nie. So jy het meer nodig as dit. Hy sê, maar ek sê dit nie omdat ek suur drywe het nie, want sien die ouens kan nou maklik vir Paulus, hy sou nou maklik vir Paulus kon sê, ja, weet jy Paulus, jy's nie 'n Jood nie, jy weet, jy het net nie hierdie dinge nie, daarom wil jy nie die wet hê. Paulus sê, laat ek julle net herinner, ek is nie net 'n Jood nie, ek is een van die beste Jode wat daar is. Kom ek sê vir julle hoekom? Hy sê, as ons op die wet gelet het, dan sou ek die beste gevaar het van almal van julle. Hy sê, tog sou ek ook, vers 4, op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op die uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Hy sê, ek is op die 8ste dag besny. Nou hiermee, hoekom noem hy die 8ste dag? Dink jy die ander ouens weet nie dat besnydenis op die 8ste dag plaasvind nie? Nee, hulle weet dit, maar hy sê vir hulle, ek is nie 'n proseliet nie. Met ander woorde, ek is nie 'n heiden wat uit die heidendom tot geloof gekom het en toe besny is nie. Ek is op die 8ste dag besny. Met ander woorde, ek is 'n ware Israeliet van babatjie af. Ek is gebore as 'n Israeliet. So ek is op die 8ste dag besny. Ek is van geboorte af 'n Israeliet en hierdie neem toe in waarde vir die Jood. Uit die stam van Benjamin, die groot gesogte stam gewees, 'n egte Hebreër. In wets of met ander woorde, hy was nie 'n Arameer gewees, want eintlik in die Hebreëse ouens in die 1ste eeu het hulle die Arameese skrif eintlik oorgeneem. Dit weet jy vandag as Hebreëus lees. As jy eintlik vandag na Israel toe gaan en jy sien die Hebreëse skrif op die bordjies, dis eintlik die ou Arameese alfabet. So hy sê ek is 'n egte Hebreër, ek is nie 'n halwe Arameer of 'n Samaritaan of 'n ding nie, ek is nie 'n halfgebakte ding nie. As jy nou regtig volgens die wet wil gaan, ek is 'n clean solid Jood. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. Daar was net 6000 Fariseërs in daai tyd gewees. Dit was 'n elite handjievol mense wat die wet baie goed geken het. Hulle was die morele room van Israel gewees. Dit is die mense wat die beste lewens geleef het, wat die reinste geleef het van almal. Hy sê ek is 'n Fariseer in my ywer 'n vervolger van die kerk in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Hy sê perfek. Heeltemal voltooide mens. Ek was as ek volgens die wet gegaan het. Die wet is maklik want jy kan dit meet. Die ou doen dit, hy doen dit van waar ek kan sien. Die wet is uiterlik, sodat ek uiterlik kan sien by die persoon. Hy doen al hierdie goed, hy's great. Hy's regverdig. Paulus sê ek sê nie jy moet die wet los omdat ek suurdrywe het, omdat ek nie hierdie voorregte geniet as 'n Jood nie. Hy sê ek het dit. As ek op die wet gegaan het, dan was almal baie happy met my. Hy sê en dan blaai om. Dan sê hy, maar wat eers vir my 'n bate was, toe ek 'n Jood was daai vir my alles. Dit was my lewe. Dit het vir my confidence gegee. Dit was my identiteitsmerker. Wat eers my 'n bate was, beskou nou ek as waardeloos ter wille van Christus. Ek wens dit kon hy waardeloos 'n bietjie kragtiger vertaal, want dit is 'n lelike woord wat hy daar gebruik. Hy sê dis poef. Dis wat hy sê. Hy gebruik 'n vuil woord
'n woord wat in vandag se terme as ons die Afrikaanse vertaling van daai woord vandag gebruik sou ons gedink het nee Rudolf, jy moet nie dit sê nie. Maar onthou hy's desperaat om vir die mense te wys hoe hierdie uiterlike dinge waarop ons vertrou vir ons geestelike lewe, hoe dit gemors is in vergelyking met die geweldige allesomvattende waarde van Christus. Nou, kom ons dink nou oor die wet. Want onthou hierdie is 'n Bybelskool, so jy moet altyd 'n bietjie dink, hoe lê ek die Bybel uit? So dis baie maklik om my uiterlike goed te lees en te sê, ja, die simpel Jode, ek's nie 'n Jood nie, so hierdie goed is nie van toepassing op my nie, maar onthou nou in die vakgebied wat hulle noem hermeneutiek, en hermeneutiek is nie net 'n teologiese vak nie, dis 'n filosofiese vak. Dit gaan eintlik oor hoe interpreteer jy dinge? Of in hierdie geval, hoe interpreteer jy 'n teks? Dan beteken dit jy kyk eers wat het die teks beteken in sy konteks in daai tyd, en dan haal jy die beginsel daar uit, en dan bring jy die beginsel na vandag toe, en dan vra jy wat verteenwoordig vandag hierdie bepaalde beginsel? Soos byvoorbeeld hierdie uiterlike identiteitsmerkers wat die Jode gehad het. Die besnydenis, die wet, fariseërisme, jy weet, om perfek te leef volgens die wet, jy weet, om die Sabbat te hou, al daai goed. Dit was dinge wat hulle geïdentifiseer het as deel van die Jodendom. So as iemand sien jy loop met jou vlekseltjies of met jou jy weet met jou rou brond en jou tosseltjies, en weet jy ook hierdie ou se rabbi, dis 'n identiteitsmerker. Ek sien hom van ver af. Wow, heilige ou, maak pad, dis soos Moses, jy weet, kom maar deur, die see gaan oop vir jou. So of as jy sien op 'n Vrydag aand wanneer die son begin ondergaan, jy haas jouself na jou huis toe, dan weet almal, jy maak reg vir die Sabbat, dis 'n identiteitsmerker, daai ou se Jood. As almal weet jy's besny, dan weet hulle jy's 'n Jood. As jy die voedselwette nakom, as jy die hande was 'n ritueel doen voordat jy eet in die publiek, dan weet almal, okay, weet identiteitsmerker, hierdie ou is 'n Jood, almal weet dit. Nou sê Paulus vir hulle, julle moet versigtig wees, want nou is ons Christene. So wees versigtig om uiterlike identiteitsmerkers te plaas vir ons as Christene. Ons doen dit, ongelukkig. Ons meet ook mekaar aan die vlees om vir ons geestelike status te gee. Die ouderling wat die duurste kar ry en die mees suksesvolste is op die myn, hy word die hoofouderling. Hoekom? Dis 'n uiterlike identiteitsmerker. Ons moet versigtig wees. Mense wat nie gedres is soos ons nie, en dis hoekom ons altyd daaroor praat, want wat is jou identiteitsmerkers nou? Paulus sê 2 goed. Jou belydenis dat Jesus jou Here is, en 2, die vrug van die Gees is jou identiteitsmerkers. Liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is die enigste identiteitsmerkers, en dit is nie uiterlik, dis goed dat mense uiterlik kan sien in jou handelinge, maar dit is nie fisies van aard nie. Dis nie, so ons moet versigtig wees in die kerk. Dit is hoekom ons in die kerk so inklusief moet wees. En dis hoekom ons in die kerk nie mense moet ryk na hoe hulle lyk nie. Want die oomblik as jy nie langs 'n ou gaan sit nie want hy ryk anders as jy, dan beteken dit die skeiding in jou kop, jy maak 'n fisiese identiteitsmerker van hierdie ding. Hy's donkerder as ek, so ek gaan sit liewer in die ander ry. Pas op, jy maak van jouself, jy onderskei jouself geestelik van die persoon deur fisiese dinge. Of weet ou wat soos 'n bedelaar lyk, of ek wil enigiets, selfs 'n kind. Jy kan dit met 'n kind ook doen. Jy kan op 'n kind neersien omdat hy jonger as jy is. Dan maak jy daarvan 'n identiteitsmerker. Paulus sê, die kruis plaas almal op dieselfde vlak. Ons het nie fisiese identiteitsmerkers nie. Nie hoe jy aantrek nie. Nie hoe jy nie die musiek wat ons speel nie. Nie die gebou wat ons by inkom, is nie veronderstel eintlik om anders te lyk nie. Hierdie gebou is nie die kerk nie. Dis die gebou waarin die kerk bymekaar kom. Ons is die kerk. En hoe weet mense ons is Christene? Dis nie omdat ons op Sondag hier sit nie. Dit sou 'n fisiese identiteitsmerker wees as dit die toets was. Dis hoe ons maandag by die werk optree. Dis ons identiteitsmerker. So, dis wat Paulus sê. Hy sê, moenie die geestelike, die fisiese goeders, identiteitsmerkers maak. En dit snaaks ons geestelike gesag koppel aan mense. En ek is nou baie met besighede betrokke. En nou partykeer nou as jy CEO, nou wil hulle 'n spreker kry, maar hulle wil nou 'n Christen kry.
So wat kry hulle? Hulle kry celebrity. Wat doen hulle daarmee? Okay, daai ou het gesag want hy's bekend. Okay, hy's dalk bekend vir goeie redes, né? Ek bedoel hy mag dalk bekend wees omdat hy 'n goeie gawe Christen is. Dan's dit fyn. Maar net omdat hy akteur is of omdat hy nee, wees versigtig. Ons kan nie daai identiteitsmerkers op mense plaas nie. Dit wat jou nou dink daaraan. Kom ons vra die vraag aan die ander kant om. Wat gee jou geestelike vertroue in jou eie geestelike lewe? Want dit doen mense ook. En mense doen dit vir snaakse goed. Ag, kom ek vat die obvious simpel voorbeeld. Ry 'n dierkar. Kyk hoe seën die Here my. Wees versigtig. Seën jy nou met ander woorde nie arm is nie. Dit kan nie 'n identiteitsmerker wees nie. Hoe goed vaar ek in my geestelike lewe? Nou nommer 1 onthou net, jy leef in genade. So hierdie vraag, hoe goed vaar ek in my geestelike lewe, is 'n baie belangrike vraag, maar jy moet hom vra op die regte manier. Jy moenie vra, doen ek genoeg om gered te word, want as jy terug by die wet, né? Dit weet ons nou al teen die tyd, né? So jy word uit genade gered deur geloof alleen. Die ewige lewe is 'n gawe, die koninkryk van die Here is 'n gawe vir jou, maar binne in die konteks van sy koninkryk en sy genade, hoe vorder ek met my geestelike lewe? Ek het vir my kollegas al gesê, ek wens die Here wil net baie keer aan my verskyn en hy sê, "Rolf, jy's alright." Of, "Rolf, jy's alright behalwe vir hierdie 3 goed. Change net hierdie 3 dan weet ek." Paulus sê net hierdie vir hulle is die primêre identiteitsmerkers eensgesindheid en vreugde. En natuurlik, ons weet vanuit Galasiërs weet ons dat hy sluit al die ander deel van die vrug van die Gees in, né? So dit gaan eintlik oor die vrug van die Gees. Maar as gesê, as julle wil weet die wêreld, as julle wil hê die wêreld moet weet dat julle hom dien, dat julle hom ken, dat julle die ware lewende God volg, moenie fisiese goeders aankarring nie. En dis hoekom die vroeë Christene bekend gestaan het as ateïste, né? Want hulle het nie hulle het nie tempels gehad nie. Hulle het vir 'n Christen gevra, okay, so wie aanbid jy? Nee, die God van Israel, deur Jesus. O, waar aanbid julle? Nee, ons aanbid sommer in 'n huis. Nee, maar waar is die tempel? Nee, ons nie 'n tempel nie. Maar waar offer jy? Nee, ons offer nie. Wie is julle priesters? Nee, ons nie priesters nie. Dan is julle ateïste. Want hulle is so genoem want hulle het nie fisiese identiteit gehad nie. Hulle identiteit was hulle verhouding met die Here en die kruis en die vrug wat hulle openbaar het gegrond op hulle verhouding in Jesus. Hierdie is nogal belangrik. So ons moet mooi dink, wat is identiteitsmerkers in ons tyd? So nou sê Paulus vers 7. Goed, so wat eers my bate was, beskou ek nou as absolute gemors ter wille van Christus. En hy moes Jode wat dit gelees het geskok het. Want hierdie was soos om die Afrikaner identiteit aan te vat. Hy skop hierdie Joodse identiteit op sy zip. Vriende, hy sê vir hulle, dit wat vir jou belangrik is, hoorie, raak ontslaaf van daai idee. Jy hoef nie skaam te wees vir jou Joodskap nie. Dis nie die punt nie. Jy hoef nie op te hou Hebreëus praat nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, moenie meer jou identiteit vandaan nie. Jy's nie meer 'n Afrikaner nie, nou sê jy Jesus volgeling. Wat toevallig nou dan Afrikaans praat by die huis. Dis al wat jy is. Jou taal is nie meer jou identiteitsmerker nie. Jou etniese groep is nie meer jou identiteitsmerker nie. Jy hoef dit nie te ontken nie. Glad nie. Maar dis nie meer jou merker nie. En dan sê hy, nog meer, vers 8. Ek beskou alles as waardeloos, weer daai selfe woord. Alles as gemors, want om Christus die Here my te ken, oortref alles in waarde. Hoor die omvattende taal wat hy gebruik. Terwille van hom het ek alles prysgegee. So omdat alles buite Christus sinneloos is sonder Christus, hy bedoel nie daar's niks wat sin maak nie. Hy bedoel net enige waardevolle ding. Hy sê dis Christus wat waarde toeken aan dinge. Iets kan waarde hê as Christus daai waarde toeken, maar as jy iets wat Christus vir jou gegee het waardevol ag sonder om Christus daaraan te koppel, is daai ding eintlik vir jou struikeling. Jy kan net dit geniet wat die Here vir jou gegee het as jy dit in Christus sien en as jy dit van Christus af beleef. So
Hy sê dit oortref alles in waarde. En Paulus maak, ek sê nog altyd, Paulus is 'n baie slegte wiskundige. Jy weet, hy doen dit in 1 Korintiërs 13 en doen dit dieselfde. Hy sê jy kan alles hê, alles, enige gawe, enige ding. Maar enige ding minus liefde is 0. Dis nie 2 uit 10, 4 uit 10, 6 uit 10 nie, 0 uit 10. As jy nie liefde het nie, 0. Hy sê hierso ook, jy kan alles hê, maar as jy nie Christus het nie, het jy niks. Niks. Jy mislei net jouself. Dit lyk vir jou waardevol, dit voel vir jou lekker, maar jy gaan aan die einde van jou lewe kom en jy gaan sien dit dra jou nie in die ewigheid in nie. En dit sustain jouself ook nie in hierdie lewe nie. Daar is 'n mate van vervulling wat jy eenvoudig nooit gaan hê nie as dit is waarop jy jou lewe bou nie. So daarom sê hy, terwille van hom, Christus, het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. So Paulus het nie bates meervoud nie. Hy het een bate. Hy is in besit van net een iets. En daai iets is 'n iemand. It's not a thing. It's a person. Christus het hom in sy besit en hy het Christus in sy besit. Hulle het 'n verhouding. Christus is sy bate. En jy sien dit in Paulus se lewe. Hy heg waarde aan niks anders nie. Hy's bly oor dinge wat gebeur. Hy's bly. Hy sê dit later in die 4de hoofstuk. Hy sê hy's bly oor die finansiële hulp wat hulle hom gegee het. Hy's bly oor hulle vriendskap. Hy's bly. Paulus was 'n bly ou. Hy was nie 'n miserable mens nie. Maar hy sê dis is die bron van sy blydskap, die bron van sy oortreffende vermoë om te kan cope met die hardheid van die lewe is 'n persoon, dis Christus. So train jouself, train jou brein, jou denke en oefen jouself. En ons nou hierdie was baie revolusionêr want ons dink sukses is goed, maar die evangelie is beter. Paulus sê nee, net die evangelie is goed. Maar as jy jou sukses sien as 'n diens van die evangelie, as 'n gawe uit die Here se hand en jy gebruik dit uitsluitlik om hom te dien en om by die werk die beste soort mense word en 'n getuie te wees vir die Here en dit is jou uitgangspunt wat jy staan met jou altoe jou voete op die fondament van Christus, dan is daai ding wat jy van die Here gekry het word waarde aan toegeken. So en ons sien dit in Paulus se denke op baie ander plekke. Dis nie dat hy nie waarde heg aan ander goed nie, maar hy probeer die punt maak hier dat dis Christus wat waarde toeken omdat hy die Here van hemel en aarde is en omdat hy sy lewe gegee het. En Paulus, nou ek bedoel, hierdie is tipies soos 'n liefdeslied. Ek bedoel, hoeveel songs luister jy op jy weet, ek kan nie nou, jy weet songs op die radio of wat ook al. Jy weet, ek kan nie sonder jou nie, jy is my alles. Ek bedoel, ons praat soos dit by liefde kom. Is dit nie? Sonder jou kan ek nie lewe nie. Wat 'n pot nonsens. Tuurlik kan jy sonder my lewe. Maar kan nie sonder Christus lewe nie. So wat Paulus hier doen is tipies van liefde. Hy sing 'n liefdeslied. Hy sê sonder die Here. Dis die liefdessong waarna jy moet kyk. Sonder die Here kan ek nie aangaan nie. So ek gee liewer die ander goed op. En ek stiek by hom. En as hy my so ietsie wil gee langs die kant van die sideline af, great. Jy weet. Dan is dit wonderlik. Maar anders nie. Nee, ek klou maar net aan hom vas, want hy is in elk geval die gewer van alles wat goed is. Ek gaan sommer net hierdie gee. Ek gaan sommer by julle gee, hoor. Vat die bord hierso en as hulle ietsie wil skryf, stuur hom net so om. En laat mense wat wil ietsie geskrywe kry. En dan sê hy okay, kyk net weer vers 8. Ek beskou alles as waardeloos want om Christus Jesus my Here te ken. Liefdeswoord in die antieke tyd, né? Ken was altyd het nie in die eerste plek oor liefde gegaan nie. Ken het oor 'n verhouding gegaan. Genesis 4. Adam het vir Eva geken en sy het swanger geword met Kain. Dis 'n intieme woord. Dis 'n kennis is 'n verhoudingsding in die eerste plek gewees. Okay, dan terwyl van hom het alks prys gegee, sodat ek Christus as enige bate einde van vers 8 kan verkry
en een met hom kan wees. Onthou daai eenheid in Christus wees, eensgesind wees, onthou daai taal, dis wat belangrik wees. Wat beteken dit? Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dis die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Dan sê hy, okay, so dis nou waar ek is, ek's in Christus, so wat wens ek nou? Dan sê hy, al wat ek wens, is om Christus te ken. Maar Paulus, jy ken hom, ja, ek weet, maar ek wil hom nog dieper ken, ek wil hom nog meer leer ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. So Paulus sê, okay, so wat ontvang ek as ek die Here ontmoet? Dieper kennis van die Here, dieper leer ken, ek beleef die krag van sy opstanding. Met ander woorde, hy kry in ons taal, ons praat maar so, hy kry die hemel as 'n geskenk, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê in sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Nou, evangeliseer ons so, as ons vir mense sê, kom na Christus toe, is dit, wat kry ek? Die ewige lewe, ons laat die lyding uit. Ons is nie eerlik nie, miskien weet ons net nie. So wat gaan ek kry? Want eendag gaan jy opstaan, en jy gaan nou ly. Welcome to the club. Ons ontvang lyding ook. Want dis want onthou, ons is een met Christus. Ons beleef in hierdie lewe wat hy beleef. Ons is een met hom. En ons kan ook gelukkig wees, party van ons, om goeie lewens te leef en relatief lydinglose lewens te leef, maar ons moet daarom nie verbaas wees as lyding oor ons pad kom nie, want dit is deel van wat ons ontvang het. Dit is eintlik deel van ons erfenis hier en nou. Nou die Here het gesterf vir ons lyding. Hy het ook daar's 'n sin waarin hy vir ons lyding gesterf het, in die sin dat ons nooit permanent hoef te ly nie, dat ons ook selfs hier mekaar nie hoef te laat ly nie, dat ons mekaar mooi hanteer, met respek hanteer, maar die lewe daar buite is taaf. Dit het Jesus gekruisig, dit gaan my en jou kruisig, as ons regtig van hom opstaan, en nou moet ek bysê, ek dink ons het deur die eeue 'n kultuur geskep wat in 'n groot mate op Christelike waardes gebou is. Ek bedoel nie, die wêreld is so goed soos wat dit moet wees nie, inteendeel glad nie, maar daarom het mense vandag in 'n groot mate aanvaar mense dat, jy weet, ons word nie so vervolg soos op ander plekke nie, of soos in ander tye in die geskiedenis nie. En dis fyn. Dit gaan nie bloot oor vervolging, dit gaan maar net oor jou houding oor swaar kry en lyding. As jy, Paulus sê, ek wil hom so ken, wat beteken dit vir Paulus? Wel, ek gaan die krag van sy opstanding ondervind, en dis ook nie net eendag nie, die krag van die opstanding nie, dis ook nou, want Paulus sê in Efesiërs 1:18-20, ons beleef die krag van die opstanding is reeds nou in werking in elkeen van ons wat glo, nie in ons wat volwasse is eers nie, in ons wat glo. So as Paulus mense sien tot geloof kom, dan beleef hy die krag van die opstanding. Wanneer iemand sien wat genees word, dan beleef hy die krag van die opstanding. En dan ook, ek sien dit, daai goed is 'n balans in my lewe, en deel te aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Hy sê, ek wil sterf soos Jesus gesterf het. Ek hoop ek sterf ter wille van hom, soos wat hy ter wille van ons gesterf het. In die verwagting, dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. So hy sê, my begeerte is om presies soos Christus se lewe, en presies soos Christus se sterwe. Nou kom ek vat julle net so 'n bietjie terug, of nie terug nie, vorentoe. Blaai gou na 2 Timoteus toe. 2 Timoteus. Um, 2 Timoteus. Kom ons het nie baie tyd nie, so kom ons doen van hoofstuk 4 af. 2 Timoteus 4. Hier is waarskynlik die laaste brief wat ons van Paulus gekry het. Hy wat nou intussen gebeur het, sedert dat hy die brief geskryf het in 60 na Christus, soos wat Nel nou vir ons gesê het, hy het in 60 geskryf. Hy was 'n rukkie in die gevangenis, vrygelaat tussen 61 en 63, het hy weer sendingwerk gedoen. Clement van Rome sê vir ons, hy was heel moontlik in Spanje gewees, wel in daai tyd. Die kerktradisie daar is nie duidelik nie, maar anyway, hy het weer teruggekom. Hy is hier by 63
64 na Christus, ekskuus, is hy weer gevange geneem, aan woorde 2-3 jaar later is hy weer gevange geneem, 5 jaar na die 4-5 jaar na die brief. En in sy vryheid, net voor sy laaste gevangenskap, het hy waarskynlik vir ons 1 Timoteus geskryf en miskien Titus. En so nou by 2 Timoteus is hy weer in die tronk, heel laaste, en hy weet nou, die tyd's nou hier. Hy sê in hoofstuk 4, vers 5, maar jy, Timoteus, jong dominee van die gemeente in Efese, hy sê, maar jy bly in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as 'n verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van die bediening uit, wat my betref. Ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd vir my dood is voor die deur. Ek word as 'n drankoffer uitgegiet is 'n metafoor van ek is hulle het drank wyn gedra in sulke velsakke. En dan as jy die laaste wyn uitdrink, dan draai jy daai vel so dat jy squeeze die laaste bietjie drank squeeze jy uit hom uit. Dis wat Paulus sê, hy sê als is uit my uitgesqueeze. Ek is op my einde, my lyf kan nie meer nie. Ek is op my einde. Ek weet my dood is voor die deur. Ek het baie punches gevat, baie hammering gevat. Jy sien so iets daarvan en hou julle vingers daarin by 2 Timoteus 4, ek gaan nou terugkom na hom toe. Ek lees sommer net vir julle in 2 Korintiërs 4. Paulus sê, dis nou 'n hele paar jaar vroeër weer, dis in 56 na Christus, sê hy, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan. Hy verwys na sy liggaam, wat besig is om ouer te word, maar meer is dit, hy word gevoeder, left, right en center, terwille van die evangelie. In Galasiërs 6 en sê hy vir hulle, moenie lewe vir my moeilik maak nie, ek dra al reeds die merke van Christus aan my lyf. Stigmata beteken die brand. Weet julle wat die brand van Jesus? Wonde in jou lyf. En sê ek dra die brand van Jesus op my. Hoe weet mense ek's 'n Christen? Kyk na my lyf. Kyk wat het ek vir hom verduur. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop uit op ons op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare is tydelik en maar die onsigbare ewig. Nou moet dit in gedagte. So daar sê hy wat besig is om met hom te gebeur. En dan is ons terug by 2 Timoteus 4. Dan sê hy, wat my betref, Timoteus, jy gaan nog 'n ruk hier wees. Sterkte met die pad, man. Keep it up. Doen wat jy moet doen. Maar wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die laaste van my lyf, ek kan nie meer nie. Ek weet my tyd is voor die deur. En dan sê hy, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Nou Paulus praat die hele tyd, hy sê dit in Filippense 3 ook, né? Ek het die wenstreep, ek strek my uit na die wenstreep wat voor is. Waarvan praat as hy praat van die wenstreep? Hy praat van sy eie? Hy praat van sy eie dood. Dis die lint. Dis wat ek my lewe op fokus, daar. My oë is daar. So ek hardloop vir Christus so hard ek kan. Ek sit als in hierdie lyf doen alles wat hy moet. Sê ek het die wenstreep bereik. Hy sê vir hulle, I'm there. Ek het gelowig eindtyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weerkom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. So as Paulus hier praat, Filippense 3, terug na Filippense 3 toe. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê in die opstanding uit die dood. So Paulus gaan nie sy einde tegemoet met 'n swaar hart nie.
Hy gaan dit tegemoet met 'n moe lyf. Hoekom met 'n moe lyf? Want hierdie lyf het alles gegee. Hy het homself buite Weste geoefen, hy het fiks gebly. 1 Korintiërs 9:27 en sê hy, ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek self nie ander oproep tot die stryd en self nie kwalifiseer nie. So jy dien die Here uiteindelik deur jou lyf. Hy sê, maar innerlik is ek van dag tot dag vernuwe. En dan sê hy daar in vers 12, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. So nou soos weer terug by 60, né? 60:61. Is nog nie heeltemal daar nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Beteken, ek is nie nostalgies oor die verlede nie. Ek sit nie in top en sit en suig my duim en verlang terug na die goeie ou dae nie. Die goeie ou dae is voor my, sê ek maak my los van wat agter is. Ek span my in om by die wenstreep te kom. Dis waarvoor ek leef, is vir die dag wat ek by die wenstreep kan kom. Nie omdat hy masochisties is nie, want vir Paulus beteken die wenstreep meer as net 'n oorwinnaarskroon. Dit beteken vir hom as hy deur die dood breek, as hy die dag as hy sterf, dan maak hy sy oë oop in die arms van Jesus, en dis waar hy nog altyd wou wees. Hy het nie hy het geen begeerte om homself om die lewe te bring nie. Hy het nie selfmoordneigings nie, dis glad nie waaroor dit gaan nie. Hy is lief vir die Here en hy wil by die Here wees. En daarom is die wenstreep waarop hy sy oog hou en daarom gee hy alles. Sê vers 13, broers, ek was klaar daar. Ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal, vers 15, wat geestelik volwasse is. So as jy jouself beskou as 'n geestelike voorbeeld, jy's nou al lank saam met die Here, jy stap die pad, moet hierdie gesindheid hê. Dan moet op hierdie manier dink. Hy gebruik weer die woord dink hierso. Moet op hierdie manier dink. As jy in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin vir julle die regte insig gee. So hoor hoe gracious is hy met hulle. As jy dalk nou as jou kop nog nie daar is nie, so Paulus maak vir hulle ruimte vir die feit dat hulle nog nie is miskien waar hy is nie. Hy verlang om by die Here te wees. Hulle klou dalk nog hier en daar vas aan 'n paar goedjies. Hulle kop is nog nie heeltemal daar nie. Hy sê, moenie worry nie, want in Filippense 1:6 sê hy vir hulle, ek is veral oortuig dat hy wat die goeie werk in julle begin het sal volvoer tot die einde toe. Stiek nie op hierdie pad. Hou jou oë op die wenstreep. Die Here sal vir jou langs die pad die regte insig gee. Daai is nogal 'n belangrike ding vir geestelike groei. Ek dink ons maak baie mense baie moedeloos as ons van hulle verwag, veral van ons kinders, hulle moet nou al reeds weet waar ons is. Hulle moet nou al reeds 'n insig hê wat ek nie eens gehad het op my kind se ouderdom nie. Of selfs met mense in ons selgroep of medegelowige by die werk of wat ook al, dat mense moet groei in dieselfde tempo as ek en jy. Nee. Ons moet geduldig wees met mense rondom ons. Hard op jouself, maar binne die konteks van genade, nie hard op jouself soos genadeloos op jouself nie, glad nie. Hard op jouself, sag op ander mense. Sag op die mense rondom jou. Die Here sal aan julle op die regte tyd die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou. Dis sy punt. Hy sê, hou net koers. So met ander woorde, hoe meet jy jou eie groei? Paulus sê dit eintlik in Galasiërs 6. Hy sê, kom ek lees maar, anders gaan ek is bang ek misquote die teks. Hy sê, ek dra die laste, gee op die manier uitvoering in die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy's iets en hy's niks, bedrieg hy homself, laat elkeen sy uitdoening late ondersoek. Met ander woorde, toets jou eie groei, is wat hy sê, Galasiërs 6:4. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal moet rekenskap gee oor wat hy gedoen het. So, as jy jou eie geestelike lewe evalueer, jou vordering in jou eie geestelike lewe, met wie evalueer jy jouself? Met wie vergelyk jy jouself? Daar's twee mense. Twee persone met wie jy jouself vergelyk, wat die Bybel sê. Een is maklik, né? Christus. So jy hou hom voor oë. Maar wie is die ander persoon met wie jy jouself vergelyk?
Vergelyk jouself met wie jy gister was. Dis wat Galasiërs 6 sê. Met jouself in jou eie tempo. Die punt is nie, lyk my lewe soos daai persoon se nie. Die punt is ek verder as wat ek gister was? As jy is, celebrate dit. Sê vir die Here dankie. As jy 3 dae agter is as wat jy gister was, kom ten minste weer by waar jy gister was, en kom jy vandag uit. Maak seker jy gaan vooruit. Dis wat Paulus bedoel. Hou koers. Bly net op die pad. Vergelyk jouself net met Christus. Vergeet van die mense. Nee, moenie vergeet van die mense rondom jou nie, want jy saam met hulle hier after all. Ek het al worshipleiers gehad in die kerk en dan is hier een ou sê elke week vir die mense, vergeet net van die mense rondom jou. Nou fokus ons op die Here. Sê ek, hoor jy kan nie dit sê nie. Hulle kan nie stort net op die Here fokus. Maar hier is ons mos saam. Dis community. Natuurlik moet jy op die mense fokus. Jou worship, dis nie of worship die Here of fokus op die mense nie. Jy gee aan die Here al die eer as jy jou broers en susters insluit in jou manier hoe jy dink. Dis hoe die Here ons dit bedoel het om te wees. So natuurlik, as jy jou groei meet, kyk na Jesus Christus, 'n perfekte voorbeeld, streef soontoe. Okay, maar dis nog steeds baie airy-fairy om na Jesus te kyk, want ek bedoel after all, hy's die seun van God, so wat doen jy tweedens? Okay, so dis wat ek graag wil wees. Hoe vorder ek op hierdie pad? Hoe lyk ek nou? Okay, ek's nog nie daar nie, so maar dit gaan nie 'n bietjie depres as jy net jouself met Jesus vergelyk. So at least vra vir jouself, okay, waar was ek gister? Okay. Gister het ek 4 keer 'n dag myself gestrip vir my baas, vandag net 3 keer. Progress. Bid harder, probeer weer. Volgende week 2 keer. Okay, vooruitgang. Dankie tog. Nie eksterne identiteitsmerkers nie, net jouself. Waar was jy? Waar meet jy jouself? Liefde, vreugde, vrede. Is ek meer liefdevol vandag as wat ek gister was? Is ek meer vreugdevol vandag as wat ek gister was? Het ek meer vrede vandag as wat ek gister gehad het? Is ek meer getrou? Is ek vriendeliker? Vriendelik beteken nie jy smile heeltyd vir mense nie. Vriendelikheid beteken ek doen die nuttige vir die mense rondom my. Dis die definisie van vriendelikheid. Het ek selfbeheersing? Beheer ek my lyf? Of skryf my lyf my voor wat ek moet eet en hoeveel ek moet eet elke dag, of skryf die Gees van die Here vir my voor? Het ek beheer oor my begeertes? In dieselfde konteks wat Paulus in Galasiërs praat oor begeertes, praat hy oor die vrug van die vlees en die vrug van die Gees. So jy vergelyk jouself met Christus. Hoe vorder ek op hierdie pad na Christus toe? Wie was ek gister? Hoe het ek gevorder gister? Hoe lyk ek vandag? Is ek vandag beter as gister? En partykeer gebeur dit, ons weet dis 'n komplekse proses hierdie. Ons weet, soms is ons in sekere dinge beter as gister, en terwyl ons op hierdie dinge gefokus het wat ons beter is ons vrotter is op ander terreine as wat ons gister was. Ons weet dis 'n constant battle. Gelukkig weet ons doen dit als in die Here se genade. Ons doen dit op 'n platform van grace. Ons doen dit in 'n verhouding waar die Here ons in sy arms hou, waar hy vir ons lief is en waar hy liefdeswoorde in ons oor fluister en sê, probeer net weer. Maar moenie skade doen terwyl jy probeer nie. Doen jou bes, sit alles in. Goed. So ons wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê, en as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook aan julle op die regte manier die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. En dan is die volgende gedeelte is baie interessant, want weer eens gaan Paulus hier terug na voorbeelde toe. Julle sal onthou toe ons was dit verlede week, ja, in hoofstuk 2. Toe sien ons hoe hy in hoofstuk 2 van vers 19 tot aan die einde van die hoofstuk eintlik hoe hy vir Timoteus en vir Epaphroditus as 'n voorbeeld gebruik, né? Dit hulle het hulle sê, volg hulle voorbeeld, dink aan hulle getrouheid, wees julle so getrou soos hulle. Hier doen hy so 'n bietjie van dieselfde, alhoewel hy nie hier name noem nie. Hy sê vers 17, wees my navolgers. Paulus sê hierdie gereeld. Hy sê doen wat ek doen. Hy sê in 1 Korintiërs 11 sê dieselfde. Volg my soos ek Christus volg. Paulus was nie bang nie. As jy sien jy vorder, as jy's nie om nederig te wees, beteken nie jy is onrealisties oor jou eie groei nie. Dit beteken nie jy ontken enige groei by jouself te alle tye nie. Dan sien jy dit nederig nie, jy's net stupid. Jy moet ons weet waaraan jy vorder. Ons vorder mos in die Here.
Trouwens, Paulus sê, ons kan aan die wet voldoen nou, Romeine 8. Ons, die Gees kan ons God behaag. So, moenie onrealisties wees nie, as jy vorder, celebrate dit, maar hy sê, as jy weet jy vorder, challenge mense, sê hoor, ek het gestruggle hiermee, ek moet sê, ek het dit gedoen, dit het baie gehelp, doen wat ek gedoen het. As jy 'n swak voorbeeld is, moet ek sê nie. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle gestel het. So moet nie let as 'n geestelike voorbeeld op mense se fisiese identiteitsmerkers nie. Nie op goed wat jy like in 'n medegelowige, maar wat eintlik fisies van aard is, wat niks te maak het met hulle geestelike lewens nie. Wanneer jy iemand sien, die mense met wie jy op let, is mense wat voorbeelde vir jou is in hulle liefdesverhouding met die Here en hulle liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, getrouheid, nederigheid, goedheid, selfbeheersing. Ek het dikwels vers 18 vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Het gaan steeds hier oor voorbeeld, so hy sê, nommer 1, volg my voorbeeld, in die konteks van hoofstuk 2, of die van Timoteus, of die van Epaphroditus, volg die voorbeeld van mense wat voorbeeldig is in ons geestelike lewe. En dan sê hy, daar's ongelukkig mense, in die idees, die mense is daar onder hulle, sommige van hulle, wat die vyande van die kruis is. Ons is nie seker, praat hier van ongelowiges, of praat hier van medegelowiges. Die meeste kommentare sê, van wie die konteks en die goed, is dit waarskynlik mense wat soort van deel is van op die edge van die Christelike gemeenskap hierso. Maar wat soos heidene lewe, en dan waardeur word die ongelowiges gekenmerk, of die onvolwassenes of ongelowiges in die wêreld, die mense op wie se voorbeeld ons nie moet volg nie. Hier's 4 kenmerke van hulle. Vers 19, 1, die verderf is hulle einde, so hulle ken nie die Here nie. Die verderf is hulle eindbestemming is nie soos myne en joune nie. My en jou eindbestemming is die wenstreep om soos Christus en by Christus te wees. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God. Dan oor wie skryf hulle voor wat hulle moet doen? Hulle lyf. Né? Jou vleeslike begeertes. Jy vat jou lyf waar jou lyf wil gaan. As jou lyf wil gaan bench voor die TV, dan vat jy jou lyf soontoe, want dis wat jou lyf vir jou sê. As jy maag vir jou sê, ek wil dit eet, dan sê jou brein van, nee, maar ek kan nie, want jy het nou 'n klaar kos gehad, en sê, nee, maar ek wil nog en dan gee jy vir hom nog. Dis 'n ongelowige kenmerk. Jy het geen beheer oor jou lyf nie. Dis heeltemal buite beheer. En die derde enetjie is, hulle skande is hulle trots, dit beteken hulle brag eintlik oor hulle sonde, hulle is glad nie skaam daaroor nie. Jy kry sulke mense, kyk, lees 'n bietjie, gaan 'n bietjie op Instagram en Facebook en TikTok, jy sal sien. En 4, hulle is aardsgesind. Wat bedoel Paulus daarby? Hy bedoel eintlik wat hy net vroeër in die hoofstuk gesê het. Hulle meet hulle self aan aardse goed. Hulle is aardsgesind. En dan kom hy weer terug. En sê hy, so volg my, sê hy, volg die mense wat 'n voorbeeld stel, moenie hierdie ouens volg nie, moenie hulle admireer omdat hulle dalk suksesvol is nie, maar dit nie die vrug van die Gees nie. Admireer mense wat die vrug van die Gees openbaar. En dan sê hy, hoekom? Want ons is burgers van die hemel. Ons het die eerste aan daai teks gelees, né? Want ons is burgers van die hemel. Hy sê ons het 'n ander eindbestemming. Ons is koninkryksburgers, ons is burgers reeds van die koninkryk. Ons eindbestemming is die hemel. Hierdie ander ouens se eindbestemming is die verderf. Dit help nie jy volg hulle nie. Dit maak geen sin nie. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. So ons oë is op die hemel, Christus kom uit die hemel, as ons die hemel dophou, gaan ons Christus sien. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. So mense vra altyd, hoe gaan ons wees na die dood? Wat gaan ek 'n lyf hê? Wel, kyk na Jesus se lyf na sy opstanding. Dis hoe jou nou gaan lyk. So daar's diskontinuïteit, met ander woorde, daar's dinge wat anders was van Jesus na sy opstanding as voor sy opstanding. Wat was anders? Hy kon verskyn en verdwyn, né? Lyk dit vir ons? Hy kon deur die mure beweeg en so aan. Ons kan eintlik veel aflei, nie, maar dis iets wat vir ons lyk. Wat was die selle? Kon hulle Jesus erken?
Ja. Was sy wonde nog, sy littekens sigbaar gewees? Ja. Sy littekens was nog sigbaar. Hy het dan vir Thomas gesê, kom steek jou vinger in my, weet in my sy en so aan. So, hy sê dit omdat ons deel gehad het in Jesus. En dis hoekom Paulus, al wat hy wens, ons om te beleef en te leef soos wat Christus geleef het. Want hy sê, wat bedoel hy is my held, hy is my hero, hy is die een vir wie ek lief is, hy is die een wat vir my lief is, en daarom gaan ek alles kry wat hy vir my gee. Ek gaan uiteindelik 'n verheerlikte liggaam kry soos wat hy 'n verheerlikte liggaam gehad het. En Paulus maak ook 'n groot ding hiervan in sy hele teologie, in die Korintiërbrief, dan sê hy in hoofstuk 15, dan sê ek vir die ouens, Christus se opstanding was die eersteling uit die opstanding. Dit beteken, sy idee is eintlik, omdat die opstanding van Jesus in die geskiedenis plaasgevind het, en hy vir ons gesterf het, en vir ons opgestaan het, hy het nie net vir ons gesterf nie, hy het vir ons opgestaan ook, kan die opstanding van die dooies en die einde van die geskiedenis nie meer gekeer word nie. Christus se opstanding is die eerste domino wat geval het. Van al die domino's van my en jou opstanding, dit sluit my en jou opstandings in. So eintlik sê hy, in Christus se opstanding het die historiese proses van my en jou opstanding al reeds begin plaasvind. Dit kan nie meer gekeer word nie. It's on its way. Wanneer ek en jy eendag sterf, gaan ons by Christus wees. Wanneer Christus weer kom, dan gaan ons fisies uit die dood uit opstaan. En alles wat Christus is, alles wat hy beleef het, word ons sin. En dan 4 vers 1. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ja, weet jy, dit is 'n amazing ding hierdie om vir mense te sê. So hy sê 'n paar goed. Paulus sê altyd, hy gebruik wel verskillende metafore vir ons geestelike lewe. Maar wanneer hy oor genade praat, wanneer hy op genade klem lê, dan gebruik hy altyd die Griekse woord stekete. Dit beteken, jy hoef nergens heen te gaan nie. Christus het alles vir jou gedoen in die kruis wat nodig is. Al wat jy moet doen is, jy hoef nergens heen te gaan nie, jy hoef niks te doen nie. Ek bedoel geestelik gesproke, metafories gesproke nie. Staan net vas. Jy is op die regte plek. Jy is in die regte posisie. Jy is in 'n verhouding met Christus. Bly net daar. Bly net hier. Staan vas. Nou verstaan julle wat ek bedoel. Hy bedoel nie skuif, jy moet nie jou lyf skuif nie. Hy bedoel net geloofsgewys, in jou geloof, in jou denke, in jou hoe jy dink oor jou eie geloof. Jy is in Christus, jy het Christus aanvaar, jy het die ewige lewe, jy het die inwoning van die Heilige Gees binne in jou lewe, jy's gedoop met sy Gees. Stiek net daarby. Staan sterk, staan vas. Moenie net iemand jou wegsleep uit hierdie posisie uit nie. Bly daar. En natuurlik, hy sê dit in die meervoud, so hy sê dit ook vir die gemeente. Staan vas, en dat julle getrou bly aan die Here, deel van die vrug van die Gees. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. En ek moet sê, ek dink dis iets wat ons vir die Here moet bid. Mag ons sy blydskap en sy kroon wees, saam met al die ander gelowiges, en mag ons die lewens leef, en mag ons 'n getroue refleksie wees van hierdie community, hierdie geskiedkundige community waarvan ons deel is, wat hulle lewens geleef het en opgeoffer het, sodat ek en jy vandag kan sit, relatiewe lekker, gemaklik en goeie lewens kan leef, en in dieselfde Here glo, en vir dieselfde Here kan lief wees, en liefgehê kan word deur dieselfde Here. Ek wil nie nou verder gaan nie, want dan gaan ek ons vooruit vir volgende week. Ek wil graag hê ons moet hier so stop. Ek wil net eens hoor, is die bord iewers, is daar 'n vraag of wat op? Lyk my iets op. OK. So hier sou staan Filippense 2:10. En onder die aarde is Filippense 2:10. OK, ek dink ek weet wat dit is. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here. Wat beteken dit? Mense wat begrawe is? Nee. Dit sal mense wat begrawe is natuurlik insluit. Maar onthou, Paulus praat hier so in omvattende taal, né? En hy praat van die heerskappy van Christus. Hy probeer sê daar's nie 'n tong
op die aarde. Daar's nie 'n wese wat Christus nie gaan bely nie. So hy gebruik omvattende taal, bo tot heel onder. Almal gaan vir hom buig. En wat mense gewoonlik gepraat het van as hulle onder die aarde praat, is die demone het onder die aarde gebly. Die duiwels het onder die aarde gebly. Onthou hulle Openbaring 12 en 13? Waar kom die een dier kom uit die see uit, né? Die see is die bron van alles wat sleg is, en die ander dier kom uit die aarde uit. Die duiwels het daarin geglo. Het daar gebly. Hulle het so geglo. Nou beteken nie hulle bly regtig daar nie. Dit beteken net dis hoe hulle daaroor gedink het. So ek bedoel net selfs die duiwels gaan bely dat Jesus die Here is. Jy sien ook 'n deel daarvan in Matteus 16 of Markus 8. As Jesus sê die poorte van die doderyk sal nie die kerk kan oorweldig nie. Jy onthou daai teksgedeelte? Hallo? Ek is belangrik julle weet waarvan ek praat, anders moet ek ophou en weer verduidelik. So, dan sê hy, nou, waar sê hy dit? Hy sê dit in Caesarea Philippi, né? Waar is Caesarea Philippi? Dit is aan die noorde van Israel, eintlik op die grens tussen Israel en Sirië. En wat was daar gewees? Wel, die poorte van die doderyk was daar gewees. Daar was 'n klomp ander heidentempels daar gewees. Die god Pan se grot was daar gewees. Daar was die heiligdom van die heilige bokke was daar gewees. En daar was 'n tempel vir keiser Augustus opgerig wat ek dink later aan Tiberius weer gewy is. So dis 'n absolute heidense omgewing daar gewees, Griekse omgewing. Julle weet natuurlik Galilea was eintlik in 'n groot mate ook Grieks geweest, né? Dit was 'n heiden, dit was deel van Israel, maar dit was hulle het eintlik Grieks gepraat in Galilea. Anyway, dit is net 'n bietjie van extra useless information wat julle nie nou hoef te weet nie. Maar die grot van Pan was daar 'n fontein, 'n fontein gewees. En daar het dit water uitgeborrel. En daai fontein was so diep dat Josefus, die historikus, sê jy kon met 'n sinker en 'n tou kon jy die diepte nie meet nie. Dit was bodemloos. Hulle het gepraat van 'n bodemlose put. So hulle het gesê daai ding het nie 'n bodem gehad nie. So die demone kom daardeur, kom hulle op na die oppervlakte toe. En dit is die poort van die doderyk gewees. So die dooies en die demone en die goed kan daardeur opkom. So as Jesus, so waar vra hy vir hulle, wie sê die mense is ek? Hy vra dit daar, tussen al daai heiden goed wat daar is in die poort van die doderyk, dan sê hy selfs die doderyk, die duiwels, hulle kan niks maak aan die kerk nie. Die Here hou die kerk in sy hand, hy bou sy kerk. So terug na Filippense 2 toe, as Paulus praat van dit wat onder die aarde is en praat hy van die bose geeste, selfs hulle gaan dit bely. Okay. Die tweede vraagie is 3 vragies. Wat het Paulus gedoen om daagliks aan die lewe te bly? Okay, ja, dis 'n baie goeie vraag. Dis 'n baie goeie vraag. Daar's 2 dinge wat hy gedoen het. Paulus was net deeltydse dominee geweest, nou julle weet dit. Hy het voltyds was hy 'n besigheidsman. So hy het tente gemaak. Nou tente in daai dae was 'n groot kommersiële ding geweest, veral in die groot stede, en veral in die stede waar daar spelers was, soos in Athene en in Korinthe, waar die Ismosiaanse spele was, het hulle baie keer wanneer daar groot byeenkomste was, dan mense in tente gebly, nie net altyd in tente wat jy opgeslaan het nie, maar in sulke baie wat ons vandag het op sekere plekke, sulke materiaal wat hulle uitgestrek het tussen 'n klomp pale en onder kon jy beskutting kry teen die wind en die reën of die son. En Paulus het van daai goed verkoop. Dis interessant, nie alle rabbies, party Joodse rabbies was voltyds Joodse rabbies, maar daar is van die rabbiniese literatuur wat eintlik dit aanbeveel het, dat 'n rabbi moet 'n tweede job hê, sodat hy nie hoef terug te val, sodat hy kan terugval op iets anders as sy studente hom nie voltyds kan besig hou nie. In elk geval, Paulus was so een gewees. Dis hoekom hy met Aquila en Priscilla connecte toe hy in Korinthe gekom het in Handelinge 18, want hulle was ook tentmakers gewees, soos hy. So hy het homself aan die gang gehou, soos hy in 'n nuwe stad gekom het, en jy kon nie sommer net, daar kom 'n nuwe stad, jy gesiwe opslaan, en hier gaan jy begin tente verkoop, nie. Jy moes 'n kommersiële lisensie gekry het, meeste van die groot stede. So sy eerste job was, kom in 'n nuwe plek, vind uit, waar kry hy die ding, gaan sien die
die Romeinse amptenaar wat vir hom daardie kan uitreik, hy kry dit, hy slaan sy ding op en hy begin tente verkoop. En soos wat hy handel dryf, begin hy met mense praat oor die evangelie. En dan sien ons hulle het in siesta tyd het hulle tussen 12 en 2 omtrent min of meer het hulle baie keer die besighede toegemaak en dan het hy gepreek baie keer. So Paulus het gepreek in lunchtyd en na ure. So dis die een ding wat hy gedoen het. Ander kere het gemeentes hom so versorg en het hy by mense oorgebly wat vir hom gesorg het. Alhoewel hy altyd tente bereid was om tente te verkoop en te maak, het hy by baie mense gebly en van gesê, weet jy wat Paulus, verkondig die evangelie voltyds, ons sorg vir jou, moenie worry nie. So dit was hier en daar 'n ding gewees. En natuurlik derdens is wanneer jy in aanhouding was, wanneer jy in die tronk was of wanneer jy en ek het al vir julle verduidelik, hulle het nie oral tronke was nie soos ons vandag dat hulle sleep jy na 'n gebou toe en dan sit jy daar jy weet nou sien agter tralies nie. Daar was hier en daar sulke plekke, maar eintlik baie min. So as daar staan jy was in aanhouding of in boeye, hulle het eintlik gepraat van jy's in boeye. Dan is jy vasgebind aan 'n Romeinse soldaat gewees of hulle het iemand se huis gevat en in 'n kamer gesit en die soldaat het wag gestaan voor die deur. So as jy in aanhouding was, die soldaat het nie vir jou kos gevat nie. Hulle het nie vir jou gesorg nie. Hulle het jou net dopgehou. So jy moes iemand kry wat jy geken het om vir jou kos te bring elke dag. So dan hy natuurlik, hy kon natuurlik dan nie tente maak nie. So dan hy dan dat mense vir hom sorg. So hoe drasties, is die derde vraagie, hoe drasties was sy idees gesien deur gewone mense? Dit is regtig 'n goeie vraag. Ek dink as jy met mense, ek dink dit was geweldig revolusionêr omdat die evangelie revolusionêr is. In die antieke tyd, soos ek net gesê het, moes jy, as jy nie 'n Jood was nie, het jy gode aanbid, moes jy die gode wêreld leer ken, moes jy daai rituele leer aan 'n sideline, een van die gode hier van die kantlyn af, as jy nie van die God weet nie, en jy offer dalk nie vir hom nie, of jy wy iets nie aan hom nie, so jy moes daai wêreld baie goed leer bemeester. En jy moes, dis waarom hulle gode gehad het, altare gehad het aan die onbekende God, en sommige Griekse stede, so 'n offer aan die onbekende God, sodat in case jy dalk van een nie weet nie, dat hy jou nie kan bykom nie. Want die Grieke en die Romeine het 'n baie komplekse godedom gehad. Dit was nie maklik om dit te verstaan nie. Homeros het dit so 'n bietjie eenvoudiger gemaak. Vir daai mense was die idee van genade vir die Grieks-Romeinse wêreld net die ding van die kruisdood was geweldig revolusionêr geweest, want 'n slaaf het aan 'n kruis gesterf. Dis 'n skande om in 'n kruis te sterf. So dit is moeite en revolusionêr om hulle te oortuig om 'n gekruisigde Christus te volg. En Paulus sê dit in 1 Korintiërs 2, hy praat met die mense oor niks anders nie as oor Christus en wel hom as gekruisigde. So, en dis hoekom hy so gevoeder is, want hy het weird goed gesê. En dan veral hy's gevoeder veral as gevolg van die Jode. Want onder die Jode was hy net so revolusionêr, want alhoewel hy nie gedink het is revolusionêr nie, hulle het tog 'n Messias verwag en Christus is volgens hom die vervulling van die Ou Testament wet, het meeste van die Jode dit nie so gesien nie, en Paulus maak 'n groot ding daarvan, dat hy dra die merke van Christus aan sy lyf as gevolg van die Jode, wat hom gedurig uitgehaal het. So selfs vir die Jode was sy boodskap baie revolusionêr geweest. En natuurlik sy lewenstyl. As jy egter die vroeë apostoliese vaders lees, en die vroeë kerk, dan sien jy, dis asof jy Paulus lees. Hulle soos hy geleef. Die vroeë kerk het regtig geleef soos wat hy geleef het. Hulle het dieselfde soort van lyding beleef in die eerste 3 eeue. En ek moet jou sê, ek nou die oggend ook stilte tyd hou, toe ek toevallig met van die apostoliese vaders besig, en ek onderbreek het nooit gewoonlik met 'n telefoon oproep of met 'n WhatsApp nie, maar ek dink toe net, wie as ek hierdie ouens lees, ek wonder of as ek tussen hulle gebly het, of hulle my ooit sal erken as 'n Christen, want hulle was so radikaal toegewyd. En ek voice nou toe sommer vir Stefan Joubert, ek sê vir hom, Stefan, help my net gou hier. Ek vra nie as jy hoef nie as jy my teologies te antwoord nie, maar voel jy ook net partykeer inadequate as jy hierdie apostoliese vaders lees en jy lees hoe hulle lewens soos Paulus gelyk het en hoe getrou hulle was. En toe laat weet hy terug het sê nee, ek kan nie onthou wat hy vir iets gesê het nie, maar hy het net vir iets gesê vir soos Rolf, ek's 'n regte loser teen hierdie ouens, jy weet, dit is net regtig amazing. So die gewone mense, soos wat die vraag aandui, het regtig ingekoop in die evangelie.
en hulle het dit geleef. En ek dink dis waarom ek dink die verskil tussen ons en hulle is lyding. Hulle het in 'n tyd geleef toe die evangelie geen mag gehad het nie. Daar was baie aardse magte sterker as die kerk. En vandag het ek en jy die voorreg om in goeie tye te leef, en dis waarom dit so belangrik is, dat ek en jy ons lywe moet skuif na plekke toe, om die evangelie uit te leef, en ons moet onsself soms vrywilliglik in moeilikheid ingooi, of ten minste in moeilike omstandighede, sodat ons kan, want dis waar jy die beste oefen, om soos Christus te wees, is wanneer jy swaar kry, dis wanneer jou getuienis die kragtigste is, is nie vir my lekker om dit te weet nie. Ek het geen begeerte om swaar te kry nie. Ek dink as jy begeerte het om swaar te kry, het jy terapie nodig. Maar dit vorm ons. En goeie tye vorm ons ook. Goeie tye is ook belangrik. Die een teoloog het gesê, we should pray that God would give us enough success to know that He's present and enough failure to need Him desperately. So ek dink ons lewens beweeg tussen daai, dit beweeg tussen die kruis en die opstanding, tussen die ballingskap en die uittog. Ons bid dat God ons genoeg gee om te celebrate, maar dat hy ons genoeg moeilikheid gee, dat ons altyd baie diep afhanklik sal bly van hom, en sal weet dat die verhouding met hom is wat regtig saak maak, en niks anders nie. Dankie julle, dis die einde van julle vrae. So volgende week is ons grand finale, dan maak ons klaar. Kom ek bid vir ons. Here, op pad na U toe sal ek persoonlik baie graag soos Paulus wou wees. En ek is seker almal van ons wat hier sit, of meeste van ons wat hier sit, voel dalk dieselfde. Ja, Here, gee vir ons, help ons om te leef in daai spanning tussen om aan die een kant om nie onnodig skuldig te voel omdat ons materieel goeie lewens leef nie, maar dat ons ook aan die ander kant met volkome dankbaarheid sal leef vir wat ons het. Nie entitled sal wees op die gemak wat ons het nie, en Here, lief genoeg vir U sal wees dat ons selfs onsself vrywilliglik soms sal ingooi in moeilike omstandighede, in uitdagende omstandighede, sodat ons al hoe meer soos U kan wees. Help ons om nie te vrees nie. Here, ons het so bang geword. Ons ganse samelewing. Ek vir U vra dat U ons regtig sal lei, dat U ons sal innerlik vernuwe van binnekant af buitentoe. Help ons om mooi om te sien na ons geestelike lewens. Help ons om mooi na mekaar te kyk. Help ons om mekaar lief te hê, soos wat Paulus hierdie mense het en soos wat hulle hom het. Help ons om mekaar te ondersteun wanneer dit moeilik gaan. Dat ons nie individueel op ons eie se aanploeter in die moeilikheid nie, maar dat ons dit na die gemeenskap toe sal bring, in die gemeente toe sal bring. Dat ons mekaar sal opdra, dat ons mekaar sal bid, mekaar sal help, mekaar materieel sal bystaan as dit moontlik is of wanneer dit kan. Help ons om nie synig te wees nie. Help ons om met totale vrygewigheid teenoor mekaar te leef en op te tree. Help ons om hierdie gemeenskap 'n gemeenskap van vryheid te maak, Here, alleen deur die evangelie en die krag van U Gees en die liefde en die gemeenskap van U Gees. Ek bid vir elkeen van ons vanaand hier. Ek bid, Here, dat waarvan ons miskien moeilike tye beleef, dat diegene van ons regtig U vertroosting sal beleef en U bystand sal beleef en die sensitiwiteit sal beleef van medegelowiges wat bystaan en vertroos en wat rondom ons staan, wat 'n sirkel rondom ons vorm om ons te beskerm en te weerhou van enige kwaad. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons mekaar kan hê en help ons om mekaar te value soos wat U mense value, soos wat U ons value en soos wat Paulus die gemeente in Filippi waarde aan geheg het, asseblief. So ja, Here, wees met ons die res van die week en naweek, gee vir ons 'n goeie tyd totdat ons mekaar weer sien, dat ons sal groei in liefde en in blydskap en in vreugde. Ons bid dit als Here Jesus in U naam en almal sê Amen.